As hierdie jaar vir jou getackle het soos Eben Etzebeth, gaan jy weer opstaan. Dink dit daaraan, 2,03 meter, 117 kilogram, tref my met volle spoed. Ek gaan bly lê, want ek dink elke been in my liggaam gaan gebreek word. Maar as ek nou kyk na 'n rugbywedstryd, dan is daar mense wat hy duik en hulle staan op. Hoe gebeur dit? Onthou, dis nie sommer net duik nie, die Engelse woord, die Afrikaanse woord vir tackle is plettervat. Dis eintlik beter, wat dit beskryf het baie beter. Maar daai mense staan tog op. Wat maak die verskil? Dis waaroor ek vandag wil praat. Veerkrag, die Engelse woord resilience. Die feit dat die lewe jou plettervat en jy nog steeds sê, ek gaan opstaan, ek gaan die wedstryd aanhou speel. En ek moet sê, dit is partykeer so dat 'n mens voel hierdie jaar is erg gewees. En opstaan is nie maklik nie. Snaaks genoeg vir kindertjies is opstaan normaal. Hulle val en hulle huil en hulle staan op en hulle gaan aan. Vir ons groot mense raak dit al hoe moeiliker. Jy is getref deur iets en dan is jy net moeg. En om weer krag bymekaar te skrap, om voort te gaan, en dis nie die eerste keer nie, dis dag vir dag, dat mense aan die einde van die jaar kom en sê, ek sien nie kans nie. Moet ek nog 'n keer opstaan, na ek so geduik is. En dan wil 'n mens vir die Here vra, wat nou? Ek wil vandag vir u 2 Bybelgedeeltes gee, om 'n goddelike veerkrag te kry. 'n resilience wat van die Here afkom. Kom ons gaan na Psalm 147 toe. Psalm 147 is 'n gedeelte waar die Here in die begin baie duidelik sê, ek gee vir die vermoeides krag. Ek is die een wat vir die moedeloses laat opbou en laat opstaan, die gebrokenes van hart genees en hulle wonde verbind. Daar word gesê, my opstaan word moontlik omdat God genees en krag gee. En daardie veerkrag kom dus nie van my af nie. Dit kom van die feit dat ek getref word en God vir my optel. Daar word sommer in Psalm 147 ook gesê, 2 maniere hoe mense doen, ek sal net nou weer daarby kom. Hy sê, dis vooruit, voor jy geduik word, sing so lank. Sing van die krag van die Here. En dan 'n tweede hulp, kyk 'n bietjie rond, as jy kyk na die natuur, dan sien jy, maar hy gee vir die natuur nuwe lewe, dat die natuur wat doodbrand, weer uitspruit. En daardie inspirasie moet ek vat, wanneer ek getref is en op die grond lê. Tweede teks vir mense wat geplettervat is. En dis Jesaja 40. Daar sê hy baie spesifiek, hy gee vir vermoeides krag. En selfs die fikse jong rugbyspelers, die manne in hulle vleur, die jong manne, hulle is partykeer gedaan, hulle wil van die veld af gaan lê dat hulle afgedra word. Hulle het nie eers krag nie, al is hulle nie op daai oomblik geduik nie. En dan sê die Here, ek gee vir jou goddelike veerkrag. Ek gee vir die moe mense krag, en gaan kyk weer in die natuur,
Daarbo vlieg 'n arend. Jy kan dalk uitstyg, al was jy moeg en gedaan met arendsvlerke. Jy is daarbo dat jy regtig weet, ek gaan hardloop en nie moeg word nie. Marathonafstande gaan ek mee kan uithou. Ek gaan as ek moeg word vir my lang aanhoudende dagtaak, gaan ek krag kry. Kom ons word prakties. Hoe doen 'n mens dit? Nou goed, kom ons gaan eers net na rugby toe. Voor ons alles oor 'n metode gesels, moet jy besef, jy moet daarom bietjie fiks wees as jy geduik word. Daai ou wat opstaan is anders as ek, want hy oefen sodat sy spierkrag daarom keer dat al sy bene gebreek word. Daarom moenie by die gym van die lewe verby hardloop nie. As daar 'n klein swaar kry vandag kom, sien dit as 'n sterk word geleentheid. As daar 'n lang dag is, sien dit as 'n oefensessie. Ek het vandag geoefen sodat ek vanaand kan gaan slaap en môre fikser wakker word. As jy dus geoefen is, wil ek vir jou 4 B's gee. Bid, beloftes, besluit en dan beweeg. Alles begin by gebed. Dat jy, wanneer jy moeg is, met die Here praat en by hom ontlaai oor jou moegheid. Ander mense wil nie luister nie, hy wil. En dat jy vir hom sê, Here, wys vir my die arende, wys vir my die plantjies, sodat ek net weer kan raak sien. Tweede B is beloftes. Daai Psalm 147 en Jesaja 40 moet jy nie net onderstreep nie, dalk moet jy dit op 'n kaartjie neerskryf wat jy in jou sak dra. Dalk moet jy dit op jou foon intik, sodat dit teen 3:00 die middag, wanneer jy wielepap is, verskyn op jou foon, om vir jou te herinner, hy gee vir die vermoeides krag, hy help die wat nie meer kan nie, die marathonhardlopers gee hy nuwe krag. En as jy dan die beloftes gevat het, is dan wat jy by die derde B kom besluit. Besluit, as daar iets gebeur, en dan gaan iets gebeur, maar dan besluit jy voor die tyd. As ek geduik word, gaan ek val, dit gaan seer wees, ek gaan vir 10 sekondes doodstil lê, dan gaan ek my voet so bietjie beweeg, en dan gaan ek opstaan, ek besluit, ek gaan nie bly lê nie, ek gaan nie wag vir die noodhulp op my te kom afdra nie. Dis my vooraf besluit. Laaste B, beweeg. Beweeg deur ietsie te doen, as jy reg plat op die grond lê, om te sê, ek gaan 'n klein pogingkie aanwend. Onthou, dis nie groot spronge dat ek moet opspring en huppel vir die paviljoen nie. Dis net opstaan, stadig begin loop, een voet voor die ander en iets begin doen. Vir die moeilike dae, beweeg, begin met iets klein, want onthou die reis van 1000 kilometer begin met 'n eerste 1 treetjie. Daar's wel 'n 5de B wat ek wil bysit, en dit is beserings. Ek weet, partykeer is jou duikslag so erg, dat jy regtig beseer is, en dan mag jy, en jy moet bly lê, wag vir helpers, en vir helpers se hulp aanvaar, as jy by uitbranding is, as jy by oormoeg is, dan moet jy asseblief help vra, en die hulp aanvaar, en nie met 'n beseerde iets aanhou met die wedstryd speel, en jouself ernstiger beseer en uitbrand nie. Ek weet nie, almal is moeg nie, maar as jy nie moeg is nie, en jy het hierdie boodskap gehoor, en is daar iemand rondom jou wat jy moet raad gee, maar as jy 'n moe dominee is, 'n onderwyser wat sê, ek sien nie kans vir nog 'n stukkie admin, 'n kollega wat nie kans sien vir nog 'n baas wat iets op my gooi nie, en 'n familielid wat sê, ek sien nie kans
vir nog bekleierery nie. Dan sê jy vir die Here, ek kry swaar, die lewe is besig om my te tref, te plettervat, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ek sien uit na 'n jaar wat ek dalk arensvlerke gaan hê. Kom ons bid daarvoor. Liewe Heer, vir die swaar trefslae van die lewe, wil ons bid en sê, gee vir ons daarvoor die genade, dat as ons gebreekduik word, dat U vir ons sal sê, ek maak jou heel, ek maak jou gesond. Jy sal kan verder speel nadat ek vir jou aan die hand gevat het en opgetel het. Dankie vir U beloftes. Seën vir ons met 'n goeie jaar wat voorlê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek hoop nie, jy is 'n rugbyspeler nie, as jy is, pas op vir daai groot ou. Maar ek weet, jy sal kan opstaan. Seënwense.